behoorlike aanwending van die Bybel. So hoe is ons veronderstel om die Bybel aan te wend? Nommer 1, dis 'n padwyser na Jesus. Die Bybel, luister mooi, wys weg van homself na Jesus. Die Bybel wys nooit na homself nie. Het jy al ooit 'n padwyser teëgekom wat na homself wys? Dis 'n stupid padwyser. Dit gaan jou nêrens bring nie. Jesus self sê herhaaldelik dat die skrifte van hom getuig. Elke keer wanneer Jesus die skrif met iemand bespreek het, die Jode in Johannes 5 wat ons net al gelees het hierbo, sy skriflesing in die sinagoge, die Emmausgangers, het hy daarop gewys dat die skrif na hom verwys. Die teoloë sê die Bybel is Christosentries, is Christ-centered, van bladsy 1 tot bladsy, hoeveel dit ook al is, gaan oor Jesus. Die skrif is dus nie 'n doel op sigself nie, dit is 'n middel tot 'n doel. Die doel is Jesus. Sodra die Bybel 'n doel op sigself word, wanneer gebeur dit? Het jy dit al sien gebeur? Het jy dalk 'n kwalifikasie agter jou naam waar die Bybel die doel was? Sodra die Bybel 'n doel op sigself word, is ons besig met afgoderry. Goeie voorbeelde hiervan is die akademiese en wetenskaplike aanwending, nie ondersoek nie, van die Bybel. Nommer 2, die Bybel is nie die enigste padwyser na Jesus nie. Watter ander padwysers kry ons nog? Ek het vir jou aangetui daar, jy moet net kyk. Kyk nou, vrou, ek 'n klomp goeie Christene vas vandag. Die mens! Die mens is 'n padwyser na God. Hoekom? Want vroeg in Genesis al sê God, laat ons mense maak na ons beeld, as ons verteenwoordiger. Die mens is aangestel as God se verteenwoordiger. Ons is letterlik agente of reps van Jesus. Wat doen 'n rep? Hy vertel vir iemand van sy produk. Nee. So as jy 'n rep van Jesus is, wat vertel jy vir mense? Van Jesus. Mense is padwysers na Jesus. Hoekom is mense, veral in die Nuwe Testament, padwysers na Jesus? Want die Heilige Gees bly binne in jou as jy gered is. Dis die nuwe verbond. In die nuwe verbond skryf God sy wet op die harte van gelowiges in Jesus en laat sy Gees in hulle woon. Ook die Heilige Gees binne ons en ander mense is 'n padwyser na Jesus. Aangesien een van sy funksies is om ons en ander via ons aan Jesus se woorde te herinner. Nee. Maar die Nederlandse geloofsbelijdenis het dit nie erkenning aangegee nie. Hoekom dink jy het die Nederlandse geloofsbelijdenis nie erkenning nie aangegee nie? Want almal van ons wat die Gees van Jesus ken, weet dit is die waarheid. Hoekom het die ou manne dit nie neergeskryf? Want hulle het nie die Gees geken. Dit is eenvoudig soos dit. Iemand wat hom nie ken nie, sal nie weet dis wat gebeur. En nou sal later daarby kom die geskiedenis van die Nederlandse geloofsbelijdenis, soos die belijdenis van Welhar. Histories gesproke was dit 'n politieke dokument. Die Nederlandse geloofsbelijdenis. Die waarheid is deur geeslose kerkleiers uit die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2 weggelaat met eeuwenlange historiese en huidige Bybelafgoderry tot gevolg. Die Nederlandse geloofsbelijdenis sê dat ons vir God slegs deur die natuur en deur die skrif kan ken. Nommer 3. Korrekte aanwending van die Bybel. Die Bybel is belangrik. Hoekom is dinge in die ou tyd met groot moeite en koste neergeskryf? Onthou, hulle het nie papier en biek bolpuntpenne gehad nie. Wat het hulle gehad? Hulle het perkament gehad, parchment, of papyrus waarop hulle moes skryf. En waarmee het hulle geskryf? Met baie, baie duur ink, nog duurder as die ink wat ons vandag vir ons rekenaars moet koop en ons printers.
En voordat jy kan skryf, moet jy eers 'n skaap slag. Dat jy die vel in die hande kan kry, sodat jy iets het om op te skryf. Bloot omdat dit as belangrik beskou is, dis hoekom hulle dit goed neergeskryf het, al die moeite gedoen het, om skryfmateriaal in die hande te kry en die koste aangegaan het, dan het hulle goed neergeskryf wat belangrik is. Hulle het nie twak neergeskryf, hulle het nie notes en crosses gespeel op hulle perkamente nie. Bloot omdat dit as belangrik beskou is deur diegene wat dit neergeskryf het, as ook die wat dit daarna deur die generasies heen gelees en gekopieer het. As dit nie belangrik was nie, sou dit nie neergeskryf gewees het. So die geskrifte waaruit die Bybel bestaan, was belangrik vir die mense wat dit neergeskryf het, dit was belangrik vir die mense wat dit gelees het, dit was belangrik vir die ouens wat dit deur die generasies heen gekopieer het, sodat ons vandag nog kopieë daarvan het. Dis presies wat die woord skrif, die Grieks daarvoor is graphe, wat die woord skrif impliseer en beteken. Dit wat daarin staan is belangrik. Dis waarom dit neergeskryf het, want dit is belangrik. Dit kom uit the biblical canon, uit die go-to boek vandag in die akademiese wêreld oor kanonvorming, hoe die Bybel saamgestel het, hoe die Bybel geword het wat hy vandag is. So, kind van die Here, as daar in die Bybel staan, die skrif sê, dubbelpunt, aanhalingsteken, wat beteken dit? Dit wat nou hier volg, is belangrik. Dit beteken nie, God het dit gesê, God het dit geïnspireer, en al die ander eienskappe wat ons daaraan toegeken het. Ek noem dit die biblical lore, die Bybelse volksverhale wat rondom ontstaan het nie. Dit beteken, al wat dit beteken is, dis belangrik, dis neergeskryf, dis hoekom dit 'n geskrif is, dis hoekom dit neergeskryf, want dit was belangrik. So, dit wat na die dubbelpunt in die aanhalingsteken volg, gee aandag hieraan, is belangrik. Ja. Nou vir jy, die Bybel is die waarheid. Geestelik die waarheid, feitelik die waarheid, filosofies die waarheid. Dis nie die waarheid omdat dit deur een of ander goddelike dekreet as sulks bevestig is, of omdat dit daarop aanspraak maak nie, maar omdat die wat dit gelees het, dit as die waarheid beskou het. Hoekom het hulle dit as die waarheid beskou? Omdat dit deur die eeue male sonnetal aan die toets van die tyd onderwerp is, en dit self as die waarheid bewys het. En presies dit is wat die woord geïnspireer het. Nou moet jy mooi luister kan van Here, want jy verstaan dit deel waarskynlik verkeerd. Dit is presies wat die woord geïnspireerd in die Bybelse tyd beteken het. As iets geïnspireerd beskou is, was dit omdat dit as die waarheid beskou is. As iets die waarheid was, dat hulle gesê is geïnspireerd. Dis wat geïnspireerd beteken, dis die waarheid. As iets deur die Heilige Gees geïnspireerd was, soos die skrifte van die Ou Testament, soos geskryf in die Nuwe Testament, was dit omdat dit die waarheid van die Heilige Gees, wat die Gees van die waarheid is, verteenwoordig. Dis wat dit beteken, as Paulus skryf, all scripture is God-breathed. Alle skrif is deur die Heilige Gees geïnspireer. Onthou, hy praat nie van die hele Bybel nie, hy praat hoogstens van die Ou Testament, want dit is al wat bestaan het op daai stadium. Hy sê, dis geïnspireer deur die Heilige Gees. Wat beteken dit? Dis die waarheid van die Heilige Gees. Dit beteken nie, die Heilige Gees woon daarin, of die Heilige Gees gee dit vir jou, of die Heilige Gees gaan een of ander bonatuurlike ding mee doen as jy het lees nie. Dit beteken doodgewoon net, dis die waarheid. Jy kan dit vertrou. Heilige Gees geïnspireerd het nie beteken dat die Heilige Gees op een of ander bonatuurlike wyse daarin woon of daardeur werk nie. Dis 'n konnotasie wat ons later verkeerdelik daaraan begin neig. Dis nie wat bedoel is toe dit neergeskryf is. Omdat dit die waarheid is, nommer 5, dien dit as 'n meetsnoer. Dit is wat die woord kanon beteken. Kanon beteken meetsnoer. In die ou tyd was dit 'n riet, dit is 'n papieren riet. Hulle het hom in 'n sekere lengte gesny en gesê, dit is ons standaard en ons meet goeders met die riet. Dis 'n vaste meetinstrument waarmee Jesus se volgelinge die meeste dinge, nie alles nie, onthou die COVID-vaksine voorbeeld, wat die lewe na ons kant toe gooi, kan meet. Met ander woorde, as die
lewe X en Y en Z na my toe gooi, dan meet ek om met my kanon, met my meetsnoer, and if it doesn't measure up, wat dan? Dan verwerp ek dit, want my kanon, dis die waarheid, nee? If it measures up, dan kan ek het maar aanvaar. Nommer 6, dit dien as bevestiging van wat die Heilige Gees sê. Ons primêre en eerste meetsnoer volgens die nuwe verbond is nie die Bybel nie. Is ons inwonende Rabbi die Heilige Gees. Die Bybel dien bloot as bevestiging. Dis presies hoe die Bereëns in Handelinge die skrifte aangewend het, van wat die Heilige Gees vir ons aansê of aanbeveel in elke lewenssituasie. So as jy dink jy hoor die Here op 'n sekere manier, gaan lees jou Bybel. Gaan kyk of jy bevestiging daar kry. Die Bybel dien ook as veto, wanneer ons die Heilige Gees foutief hoor. So as jy nou gaan lees, en jy dink jy die Here gehoor, en die Bybel sê vir jou presies die teenoorgestel, dan kan jy my weet jy het verkeerd gehoor, nee? Voorbeeld. Predikante word op seminarium daarteen gewaarsku om kapstoktekste uit die Bybel te gebruik vir hulle preke. Wat bedoel hulle daarmee? Met ander woorde, die prediker het sy eie idee in sy kop. Dit kan politiek wees, dit kan oor geld wees, dit kan oor seks wees, dit kan oor enige ding wees onder die son. Het sy eie idee in sy kop, dan gaan soek hy 'n teks in die skrif waarin hy sê die idee kan ophang. Soos met 'n kapstok, en preek dit dan as sak. Nee, sê hulle, die vloei van openbaring is andersom. Jy moet die skrif lees, nommer 1, die openbaring sodoende met behulp van die Heilige Gees se beligting van die teks verkry, en dan daardie openbaring preek. Klink dit vir jou kosher? Ek dink is kosher. Behalwe vir een klein aspek. Kan jy gou vir my sê waar in die skrif staan dat een van die funksies van die Heilige Gees is om Bybeltekste te verlig? Ek het baie slegte nuus vir jou vanaand. It's not there. Daar is nie so 'n teks. As jy vanaand glo dat die Heilige Gees se funksie, of een van sy funksies is, om Bybeltekste te verlig, dan wil ek vir jou sê, jy glo nie wat in die Bybel staan nie. Hierdie waarskuwing skakel dus foutiewe hoor uit. Maar deur so te doen, met ander woorde, om nie kapstoktekste te preek nie, maar eers die boodskap uit die Bybel uit te kry, en die beligting wat die Heilige Gees vir jou daar uitgee, en dit dan so te preek, deur dit so te doen, leer ons nooit die Heilige Gees se stem om dit te hoor nie. Ons hoor bloot die skrif se stem. Nee? Die omgekeerde behoort plaas te vind. Ek moet die Heilige Gees se stem hoor, en die bevestiging, nie die openbaring nie, die openbaring stem is die res in my kop, daarvan in die skrif gaan soek. Hierdie werkswyse ondersteun korrekte hoor van die Heilige Gees. En ja, ons kan hom korrek hoor. Natuurlik kan ons hom verkeerd ook hoor. Maar ons kan hom korrek ook hoor. Ons hoef nie vir ons stelseltjies uit te werk, wat ons hom glad nie meer hoor nie, uit vrees dat ons hom verkeerd sal hoor. Dis hoe feitelik al trampekonseleringe ontstaan. Eben het sekere voorheen misgekykte konsepte via die Heilige Gees se stem gehoor, en daarna daardie presiese konsepte in die Bybel opgespoor, dikwels uitvoerig gedokumenteer, het elke keer my mond laat oop. Nou hoor ek hierdie weird ding wat niemand nog ooit vir my gepreek het nie. En ek weet, as ek het gaan sê, gaan mense sê, they gaan 'n frown upon nie. En dan gaan soek en ek sien ek, maar hier staan dit staan uitvoerig in die Bybel, ons het net nooit raak gelees. Kapstoktekste. Die kapstokteks waarskuwing het meriete, maar die baba is ongelukkig saam in die badwater uitgegooi. Ten einde te verhoed dat mense hulle eie idees as Bybels verkondig, is waarhede wat wel van die Heilige Gees afkom, saam met die badwater uitgegooi. Hoewel die Heilige Gees sekerlik die middel van die skrif praat die Heilige Gees nie slegs deur die skrif nie. Waarhede direk van die Heilige Gees word dikwels bloot deur die skrif bevestig, die waarheid hoef nie noodwendig via die skrif te kom nie. Ek het 'n pel wat sê, God praat met hom deur movies. Hollywood movies. God kan enigiets gebruik. Die skrifte waarvan Paulus praat, en onthou hy praat nie van die hele Bybel nie, maar die Nuwe Testament was nog nie as geskryf in sy tyd nie. Hulle leer ons nie, dit preek vir ons nie, dat ons in die hoop op Jesus kan volhard. Dis een van die funksies van die skrif.
Weereens, ook as die skrifte waarvan Paulus praat, weereens nie die hele Bybel nie, nuttig vir weerlegging, teregwysing, opvoeding om God se wil te gehoorsaam en bekwaamheid vir goeie take. Let wel dat Paulus sê die skrif is bloot nuttig hiervoor. Hierdie dinge is nie die hoofdoel van die Bybel nie. Die hoofdoel is Jesus, het ons nou al 'n paar keer van mekaar gesê. Voorbeeld, 'n huisvrou wat 'n kombuismes as 'n skroewedraaier gebruik. Dis nie die kombuismes se hoofaanwending nie, maar is nuttig daarvoor. Nee? Moenie. Jy mors die skrif en die mes op. Trumpet Call se Bybelbeskouing. Ek moet vir julle sê hoe ek en onsself daaroor voel, anders is mense allerhande snaakse goeders van ons ding. In hierdie lesing gaan ons probeer vasstel wat die foutiewe en wat die goddelike beoogde aanwending van die Bybel is. Ons gaan dinge sê wat jou dalk gaan skok. Maar ons vra dat jy mooi sal gaan nadink oor die waarheid al dan nie van wat ons sê, voordat jy begin rondhardloop en skreeu, Eventswart en Trumpet Call is teen die Bybel. Inteendeel. Ons wil dit hiermee onomwonde stel, dat Eventswart en Trumpet Call absoluut geen probleme met die Bybel self het nie. Ons wil die Bybel op geen manier skade aandoen nie. Ons wil dit op geen manier verander of daarmee wegdoen. Hoegenaamd. Inteendeel. Ons wil alle Christene aanmoedig om hulle Bybels te lees en te ken. Ons beskou die Bybel as die waarheid, 'n allernoodsaaklike, kosbare, goddelike gawe aan die kerk. Dis 'n meetsnoer waarmee en maatstaf waaraan die meeste dinge in die lewe gemeet kan word. Nie alles nie, maar die meeste dinge. Maar, dis die groot maar, ons het 'n groot probleem met hoe die Bybel deur vandag se kerkleiers wanaangewend en misbruik word. Daarmee het ons 'n baie groot probleem, nie met die Bybel self. Ons het 'n groot probleem met die blaatante, historiese en feitelike leuns, en ons kom nog daarby, wat deur kerkleiers oor die Bybel verkondig word. Ons het goeie redes om te glo dat bogenoemde wanaanwendings, interpretasies en leuns ten doel het om gemeentes en gemeenskappe te manipuleer en te beheer. En hierdie gedrag deur kerkleiers kan nie geduld word in die eindtyd nie. Dit erodeer en saboteer die koninkryk van die hemele en reismeer die fondamente waarop die apostels die kerk gebou het. Wat die Bybel nie is nie. Kyk of jy saamstem. Die Bybel is nie die fondament van die kerk nie. Wat is die fondament van die kerk? Jesus is. En 1 Korintiërs sê dit onomwonde, ondubbelsinnig duidelik. Jesus is die fondament. Jesus dien nie die Bybel nie. Die Bybel dien Jesus. Die kerk is nie gevestig in die Bybel nie. Die kerk is gevestig in Jesus. Die Bybel getuig net daarvan. Nommer 2, die Bybel is nie die volle waarheid nie. As dit was, sou ons nie die COVID-probleem gehad. Die Bybel bevat baie en kosbare waarhede, maar dit bevat nie alle waarheid nie. Jesus sê die volgende. Nou sê, het al hierdie teks net opgehad, dit het ek vir julle gesê terwyl ek nog by julle gebly het. Dis nou in die bokkamer wat hy daar praat. Die Parakleet, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie, maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei. Die Bybel maak nêrens daarop aanspraak dat dit self die volle waarheid bevat nie. Bring vir my daai teks, dan sal ek jou glo, maar jy gaan sukkel. In die bokkamer teen die einde van sy bedieningstyd sê Jesus wel duidelik dat hy sy disippels nog baie waarheid wou geleer het, maar dat hulle nog nie daarvoor gereed was nie. Hulle was maar net 3 jaar by hom, nie? Die waarhede is dus nooit opgeteken nie. Dit sou eers kom via die Heilige Gees. En die is eers uitgestort nadat Jesus opgevaar het na die hemel toe. Die Bybel is nie 'n talisman of 'n towerstaf nie. Dis nie bedoel om aangewend te word soos in flieks, waar Dracula met 'n kruis weggejaag word.
Julle sal verbaas wees wat in kerke aangaan. Die Bybel is nie 'n verteenwoordiger van God nie. Ja, eben. Regshowe en vrymeestelaars wend die Bybel so aan. Die ouens ingesweer word, dan is die Bybel nou daar as verteenwoordiger van God. Selfs by die insweer van staatspresidente word die Bybel so aangewend. Die mens is God se verteenwoordiger, nie die Bybel nie. Die Bybel is nie iets waarop jy kan staan nie. Ons staan op en is gevestig op ons fundament Jesus. Ons het al selfs 'n kerkleiers en bevryding doen waar hy letterlik op 'n Bybel staan wanneer hy demone aanspreek. Hy sê hy staan op die woord. It's just ridiculous. Die Bybel is nie die antwoord op mense se probleme nie. Het jy dit geweet? Hoe wat sê David Paulson? Hy sê the Bible is about God's answer to God's problems, not about God's answer to our problems. Maar sê hy, what's the summary of God's problems? Wat se probleme het God? Rebellious kids. That's his problem. We are his problem. Dis waaroor die Bybel gaan. Die Bybel is nie bedoel vir stilte tyd, om jou tank daagliks vol te maak. Ek het al dekades gelede opgehou om 'n daaglikse formele stilte tyd te hou. Actually, toe ek op universiteit was al. Hoekom? Toe ek besef het, luister mooi, dat ek nie een Christen ken wat nie skuldig voel oor sy stilte tyd. En hoekom sal ek het nou voortsit en ook gaan skuldig voel? Ek sien ook nie dat Jesus elke dag stilte tyd gehou het met sy disippels. In fact, Jesus het nie een Bybelstudie gehou met sy disippels. Is ons volgelinge van Jesus, of is ons volgelinge van doktrines? Stilte tyd met die Bybel is 'n gefabriseerde kerkkonsep. Nie eens Daniel of Jesus het stilte tyd gehou met 'n Bybelboek of twee. Nee. Julle is doodstil. Vandat ek jare gelede begin leer het om te lewe deur die Gees, het ek nie meer nodig om daagliks my tank vol te maak nie. My tank bly vol. Hoekom bly hy vol? Want die Heilige Gees het met al sy bagasie gekom en binne in my kom bly. En ek is nie die uitsondering nie. Hy het dit met jou ook gedoen. So hoekom het jy nodig om jou tank vol te maak? Dis nie vir my nodig om daagliks stilte tyd of geforseerde worship sessies te hou nie. As die Gees binne jou bly en deur jou opereer, dan verskaf hy jou daaglikse geestesenergie. My liggaam raak moeg, ja, ek en Isabel kom van ministry trips af, en jy in die Kaap land met die Erie, dan jy sweef so, jy is nie gegraan nie, jy is so moeglik, jy kan omtrent uit jou oë uitsien nie, as jy vir 'n week lank bevryding gedoen het. Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Daar staan nie, die skrif is die brood van die lewe. Hy sê, wie na my toe kom, sal nooit honger word. En wie in my glo, sal nooit weer dors word. Wie na skrif in plaas van na Jesus deur sy Gees kom, sal altyd weer honger en dors word. So as jy honger en dors word en nodig het om jou tank vol te maak, dan is jy nie verkeerde goed eet en drink. God het besluit om aan hulle sy heiliges bekend te maak in Kolossense. Dis ek en jy. Hoe ryk die heerlikheid van hierdie misterie vir alle nasies is. Paulus sê, daar is 'n misterie. En niemand het hierdie misterie geken nie, hierdie mystery nie. Hy sê, God het dit nou deur sy apostels bekend gemaak in die tyd van Handelinge.
Hy sê, wat is die misterie? Christus is in julle. Dis wat jy moet besef. Jesus is in jou. Die hoop op die heerlikheid. Ek is oortuig daarvan, en jy kan besluit of jy met my saamstem of nie, dis net my opinie hierdie, dat die stilte tyd gewoonte gewoon ongehoorsame Christene kweek. Jammer Eben, ek bedoel het so goed. Kyk mooi. Vanoggend lees ek 'n paar verse in die skrif en mediteer, dalk 'n rukkie daaroor en bid, of dalk doen jy dit in die aand, maak nie saakie, en dan gaan leef ek my lewe vir die res van die dag. Môreoggend lees ek weer 'n paar nuwe verse, met gisteroggend se verse reeds in die vergetelheid, verdring deur die sorge van die lewe. En daar is nou hele dag tussenin, né? Ek het myself nooit gedissiplineer om gehoorsaam te wees aan wat ek gister gelees het nie. Jy gaan dit in elk geval nie ingeoefen kry in 'n dag nie. Elke dag mediteer ek oor vandag se verse en bid, en gaan leef my lewe vir die res van die dag. En oormôreoggend doen ek weer presies dieselfde. En nêrens en nooit leer ek om gehoorsaam te raak aan enigiets wat ek gelees het. Al wat gebeur is dat die skrifte vir my intellek bekend raak, en ek leer en raak gewoond aan die idee, dat dit alright is, dat ek die skrif ken, maar nie eintlik daaraan gehoorsaam hoef te wees. Is dit waar, wat ek sê, of is dit nie? Hoe Eben Swart is altyd uithou, en jy hoef dit nie te hou soos wat ek het hou nie, is net 'n blote alternatiewe voorbeeld, maar daar is ander maniere om dit te doen, en dalk wys die Here vir jou nog iets beter as wat ek. En dis hoe ek dit doen. Ek lees deesdae bitter min my Bybel, met die klem op lees. Ek het etlike vertalings van die Bybel in klank op my rekenaar, en ek luister daarna. Nie gereeld of geprogrammeerd of gesystematiseerd of wat jy het ook al wil nou nie. Wanneer ek Bybel luister, luister ek gewoonlik 'n hele boek deur en mediteer dikwels vir minstens 'n maand of meer daaroor. En ek oefen myself om gehoorsaam te wees aan die dinge wat my innerlike Rabbi, die Heilige Gees, my innerlik leer oor dit wat ek gehoor het. En ek vergelyk dit met en pas dit in by my reeds bestaande begrip van ander dele van die skrif, jou voorafkennis wat jy het. Dis maar hoe ek kan doen. Maar het werk vir my. Ek raak nie honger nie. En wanneer mens dit vir 'n paar jaar lank doen, ek doen dit al vir dekades, lei dit tot 'n formidabele kennis en insig in die boodskap van die Bybel. Hoekom? Want jy kan baie meer luister op 'n dag as wat jy kan lees. Luister is baie makliker. En nou kry jy konteks. En jy sien nou die groter prentjie. Dan verstaan mens dat die Bybel nie oor die Bybel gaan nie, maar oor Jesus. Die Bybel wys weg van homself na Jesus. Ouens, die Bybel is neergeskryf, ja, vir baie goeie redes. Maar in die ou tyd is dit bitter min gelees. Dis in die Joodse sinagoges voorgelees. Die gewone Jood het dit nie gelees nie, die gewone Jood het dit geluister. As die Rabbi dit op die Vrydag aand in die sinagoge lees. Dis hoe hy met die skrif omgegaan het. Dit was die bedoeling. Ek is nie skaam om dit te sê nie, ek Eben. Ek het oor die jare geleer om deur die Heilige Gees te lewe. En ek stel my nie aan as ek dit doen nie, of as ek dit sê nie. Dit was God se bedoeling, dis wat hy vir ons almal wil hê. Dit behoort normaal te wees. Ek stel my nie aan as ek dit sê nie, dis veronderstel om doodnormaal te wees vir elke Christen. Dis wat Jesus vir ons almal wou hê. Metafoor 1. Die Bybel kan vergelyk word met 'n K53 handleiding. Wat leer dit vir jou? Om te bestuur, om mekaar te bestuur, sonder dat jy en ander ouens vasry. 'n motor se eienaarshandleiding, wat leer dit vir jou? Hoe jy mekaar ordentlik te ry en op te pas. Nou die ding werk, so 'n bietjie van hoe hy werk. Kan vergelyk word met 'n padkaart. Wat leer 'n padkaart vir jou?
ja, hoe jy moet reis, sodat jy by die aankom waar jy wil aankom. 'n Padwyser, wat doen 'n padwyser vir jou? Hy wys vir jou waar is die plek waar jy wil wees. Hy wys vir jou ook die plekke waar jy nie wil wees nie. Al hierdie boeke en instrumente help mens om veilig by jou bestemming aan te kom. Nie een van hulle is 'n bestemming op sigself nie, nee. Kyk, as mense vir my kom kuier, goeie vriende of mense vir wie jy lief is vir jou kom kuier, en hulle het gesukkel om by jou uit te kom, en op die ouend kom hulle by jou uit, en dan die hele tyd as hulle daar by jou is, dan sit hulle met die eienaarshandleiding of met die padkaart, en hulle gesels nie met jou nie. That's just stupid. En dis wat ons baie dikwels met God doen. Ons is die hele tyd besig met die padkaart en met die eienaarshandleiding, en ons kom nooit by God uit. Jesus sê, julle wil die skrifte lees, maar julle wil nie na my toe kom. Mens gooi nie hierdie boeke in die motor se tank wanneer dit sonder brandstof gaan slaan nie. Mens gooi petrol, jy gooi gees in. Gooi nie papier en ink in nie. En wanneer jy jou bestemming bereik het, is dit iets wat laf om jou heeltyd te bly besig hou met padkaarte, padtekens en eienaarshandleidings. Dit is stupid. Die Bybel wys na Jesus, en by Jesus aangekom het hy 'n verhouding met ons deur sy gees, nie deur die skrif nie. Die Heilige Gees se werking kan vergelyk word ook met petrol of met 'n GPS. Jy weet wat ek bedoel, ek gaan nie uitbrei daarop nie. Metafoor 2. 'n Resepteboek dui vir 'n mens presies aan hoe om 'n dis voor te berei. Maar wanneer jou bestanddele op is, gooi 'n mens nie die resepteboek in die mengbak nie. Jy gaan koop nog bestanddele. Nee? Geen een van bogenoemde 2 metafore, daar noem ek hulle, wys na hulle self nie. Hulle wys weg van hulle self na jou bestemming of jou doel toe. Net so wys petrol of die GPS nie na hulle self nie, maar na jou bestemming. Ek het laas keer vir 'n klompie van julle wat teenwoordig was by daai leser gesê, jy kry die ouens wat sê, ek is so lief vir die Bybel. Hy is die ou wat, hy is van Kaapstad of op pad Johannesburg, en by die eerste padteken wat hy kom, wat sê Johannesburg, stop hy met sy kar, hy klim uit, hy stap na die padteken toe, hy gee hom so 'n druk, en hy sê, ek is so lief vir jou, ek is so lief vir die padteken, so lief vir die Bybel. Wat is die Christen en die kerk se bestemming? Dis Jesus. En niks en niemand anders nie. Dis al wat jy nodig het. Soortgelyk is die Bybel nie 'n doel op sigself nie. Die Bybel is 'n blote middel tot 'n doel. Die doel is Jesus. Ons gaan dit nou oor en oor sê. Net soos Johannes die Doper gestuur is om na Jesus te wys, is die Bybel se doel om na Jesus te wys. Nie een van hulle is Jesus of self 'n doel op sigself. Ons is veronderstel om te lewe deur die Gees, nie deur die Bybel of die letter nie. Nou gaan ons 'n bietjie tegnies raak. Maar aangesien ons gesterf het, is ons nou vrygestel van die wet waarin ons vasgevang was, sodat ons diensbaar kan wees in die nuwe bedeling van die Gees en nie in die ou bedeling van die letter van die wet nie. Romeine. Wat is Paulus besig om te sê? Hy is besig om te praat oor die ou verbond en oor die nuwe verbond. Wat het die ou verbond gesê? Ek gaan vir jou 'n God wees en jy gaan vir my 'n volk wees. Hoe gaan ek vir jou 'n God wees? Ek gaan vir jou alles wees wat 'n volk van sy God kan verwag. Hoe gaan jy vir my 'n volk wees? Jy gaan vir my alles wees wat 'n God van sy volk kan verwag. Hoe gaan ek dit vir jou sê, wat ek van jou verwag? Ek gee vir Moses sy wet op die berg. En die wet is die voorskrifte van wat ek van jou verwag. Nie om vir jou pak te gee nie. Seën en vloek, doen dit en jy sal geseën wees. Jy sal so geseën wees dat jy nie weet wat om met al die seën te doen nie. Die seën sal vir jou vir al agteraf inhardloop en hy gaan vir jou platduik.
Jy sal geseën wees in die stad, jy sal geseën wees in die oop veld. Jou knieskottel en jou bakmandjie, jy sal geseën wees. Jy sal die kop wees, jy sal nie die stert wees nie. Dis die resep vir die lewe. Jy het niks meer nodig nie. Maar as jy dit nie doen nie, gaan die vloek vir jou jag. Hy gaan jou van agteraf inhaal en hy gaan vir jou platduik. Alles van jou sal vervloek wees. As jy ingaan en jy uitgaan, sê jy vervloek wees. Jy sal vervloek wees in die stad, jy sal vervloek wees in die opveld. Kies. Wat wil jy doen? God weet hoe die wêreld werk. Hy het dit aan mekaar gesit. Hy ken die nuts en die bolts. En hy gee vir jou die resep vir nie. Hy sê, lewe so en jy sal geseën wees. Jy sal dit kan help om geseën te wees. Jy kan anders te kies om te sê, jy weet beter. Dan gaan die vloek vir jou, ja. Dit was God se manier om vir sy mense te sê, dis hoe ek vir jou 'n God gaan wees. Doen net wat ek sê, en jy gaan die kop wees, jy gaan nooit die stert wees nie. Jy gaan baie van ander leen, jy sal nooit van iemand hoef te leen nie. Die wet van die Ou Testament, van die ou verbond, want dit was die verbond wat hy met Abraham gesluit het, was die resep vir die lewe. Maar toe, vir profeet op profeet, vir hoofstuk op hoofstuk, vir boek op boek in die Ou Testament, verduidelik God vir die mense, ek het my kant van die deal gehou, julle het die hele kant gehou nie. Ek was vir jou God, ek het alles gedoen wat ek moes gedoen het, maar jy het die jou kant gehou nie. Daarom gaan ek 'n nuwe verbond met jou sluit. En hierdie keer gaan ek sorg dat dit regloop. Jeremia 31, vers 33. Hoe gaan ek dit doen? Ek gaan my wet wat op die kliptafels gestaan het, gaan ek nou op die tafels, die vleestafels van jou hart skryf. En waar jy in die ou dae 'n menslike rabbi moes gaan raadpleeg om die wet vir jou te interpreteer, vir jou te verduidelik wat jy in 'n sekere situasie moet doen, gaan ek nou inwonend in jou wees deur my gees. En ek gaan jou inwonende rabbi wees. En ek gaan vir jou verduidelik in elke lewenssituasie wat jy moet doen. Ek gaan hy vleeswet op jou hart interpreteer vir jou. En 'n man sal nie meer vir sy broer hoef te sê, ken die Here of dien die Here nie. Want almal sal my dien, klein en groot sê. As 'n Ou Testamentiese Jood vir 'n ander Jood gesê het, dien die Here, wat het hy eintlik vir hom gesê? Kom jy wet na. Dis hoe jy die Here gedien het, jy kom jy wet na. God sê, 'n nuwe verbond gaan nie so wees nie. Jy hoef nie meer vir 'n ou te sê, dien die Here nie, kom jy wet na nie. Want ek gaan my gees op jou, my wet op jou hart skryf. Dit gaan nie iets wees van buitekant af kom en vir jou sê, maak so of nie. Dit gaan 'n urge wees wat van binnekant af kom. En jy wil dit doen. Nie meer, luister mooi, die letter van die wet nie, maar die gees van die wet. Die letter van die wet sê, stop by die stopstraat, 1 meter van die stopstreep af, anders vang die polisman jou. Die letter van die wet. Dit is die gees van die wet. Moenie ander ouens vermink, deur oor kruisings te ry sonder om te stop nie. Dis die gees van die wet. Dis die bedoeling, hoekom jy 1 meter van die stopstreep af moet stop. Die wet wat op jou hart geskrywe staan, is die bedoeling van die wet. Hoekom het God, die wetmaker, die wet gemaak wat hy gemaak het? Vir die eerste keer sedert die nuwe verbond, is ons in staat om dit te begryp. Covenant teaching in a nutshell. Ek hoop jy verstaan. Hy het ons bekwaam gemaak om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees, sê Paulus.
Nie van die letter nie, maar van die gees. Want, wat maak die letter? Die letter maak dood. En die gees maak lewend. O, julle dwaase Galasiërs, wie het julle getoer? Het julle die gees ontvang op grond van die uitvoering van die wet? Of op grond van julle geloof in wat julle gehoor het? Is julle so dwaas? Julle het met die gees begin. Wil julle nou met die vlees of die letter eindig? Paulus sê, ja, maar julle is stupid. Afrikaner landgenoot. Die van ons wat in die 3 Susterskerke groot geword het, wie almal steek jou aan op? Het nie eers met die gees begin nie. Ons ken niks anders as die letter. En dit is hoekom ons al jimmers terugvoeter letter toe, want dit is waar ons gemaklik voel, dis ons comfort zone. Praat ek die waarheid? Indien u hierdie aanbieding leersaam gevind het, wil ons u vriendelik vra om dit te oorweeg om 'n donasie aan Trumpet Call te maak. Trumpet Call is nie 'n kerk nie. Trumpet Call is 'n bediening wat vanuit 'n privaat huis bedryf word. Ons vorder geen tiendes van enige lidmate in nie. Ons doen ons werk doodgewoon met die donasies wat ons van goedgesinde ondersteuners ontvang. Op die skerm gaan ons vir u gee 'n SnapScan diagram wat u kan scan met u selfoon om aan ons 'n donasie te maak. Baie dankie vir u vriendelike ondersteuning. Ons waardeer dit. God seën u.